wil vir julle almal baie hartlik verwelkom hier vanmôre en voorspoed geseënde nuwe jaar toewens in Christus Jesus. As toe Miepie het ons 'n fantastiese les vanoggend en so 'n bietjie later gaan ek ook 'n paar gevleelde woorde as sy my gaan vra om te sê. Dit gaan oor die vuur, sê almal vuur van die Here. Wat is jou titel spesifiek? The zeal of God has come to you. Ja, die ziel, die ywer van die Here, sê almal ywer. Ywer. Johannes 2 vers 13. En die Pasga van die Jode was naby en Jesus het opgegaan na Jerusalem. En hy het in die tempel gevind die wat beeste en skape en duwe verkoop en die geldwisselaars wat daar sit. Nou kom hier 'n skrifgedeelte wat baie van ons baie keer nie mooi verstaan het. Ons dink baie keer dat Jesus het sy meer verloor. Nee, Jesus het nooit sy meer verloor nie. Hy het nooit, maar nooit, nie in die gees opgetree. Maar daar's 'n plek waar jy in jou gees vuur raak en dan dinge doen. Ek gaan julle 'n voorbeeld gee daarvan. Die van julle wat al duiwels uitgedryf het, sal weet dat jy sal so koel en kalm wees soos kan kom. En dan is jy in die gees en jy kom in kontak met jy ervaar in jou gees, maar hier is 'n bose mag. Nee. En dan sal daar iets in jou opstaan. En jy sal wees soos 'n bulldog wat 'n kat wil gryp. Nee? En dis waaroor ek vandag wil praat, is the zeal of God, die ywer wat daar in ons opstaan. En dit laat ons baie keer vurige dinge doen vir die Here. Nou, ek wil hê julle moet mooi verstaan, hierdie het van die Heilige Gees gekom. En Jesus het 'n sweep van touwtjies gemaak en almal uit die tempel uitgedryf, ook die skape en die beeste. Die klein geld van die wisselaars het hy uitgegooi en hulle tafels omgekeer. En hy het vir die duiweverkopers gesê, neem hierdie goed hier weg, moenie die huis van my Vader 'n handelshuis maak nie. En sy disippels het onthou dat daar geskrywe is, die ywer vir u huis het my verteer. Die ywer vir u huis het my verteer. Nou, dit staan Psalm 46, die ywer van u huis het my verteer. Nou, voordat ons nou verder gaan, voordat jy nou na 'n kerkgebou toe wil gaan, en goed wil gaan uitgooi, uit die kerkgebou uit. Wie is vandag die tempel? Ons. Jou liggaam is die tempel van die Heilige Gees. So waar's die geldwisselaars en die duiweverkopers en die beeste en die skape en ek gaan dit ook goed bysit en die spinnekoppe en die kokkerotte en die goed wat moet uit die tempel uitgedryf word. Waar is die tempel? Ons is die tempel. So waar moet dit uitgedryf word? Tussen die ore. Tussen die ore moet dit uitgedryf word. Halleluja, halleluja. Julle is so wakker man, ek is so bly. Julle sien dit. En Johannes 3 vers 16 sê, ons het die liefde van Jesus leer ken, deurdat hy sy lewe vir ons afgelê het. En ons behoort ons lewe dus af te lê vir die broeders. So, om ywer te hê, is nie opsioneel nie. Weet julle wat beteken opsioneel? Opsioneel beteken jy kan maar so wees as jy wil, as jy nie so voel nie, hoef jy nie so te wees nie. Om ywer te hê vir God is nie opsioneel nie. Jy moet ywer hê vir die Here en vir die Here se werk. Om God lief te hê met jou hele hart. Dis Matteus 22 vers 37. Jy moet die Here jou God lief hê met jou halwe hart. Hele hart. Jou kwart van jou siel.
Denk 'n gedagte. Net 'n fraksie van jou kragte. Wat staan in die Bybel? Daar staan en al jou kragte en al jou kragte, al jou energie wat jy het, moet jy gee om God te dien. Halleluja. Sê amen. Amen. Iemand wat hier is, sê vir my, yes, amen. Dit is so. Halleluja. En al jou kragte. Nou, die koninkryk van God opereer ook so. Almal van julle ken die 10 gebooie. Nee, ek ken die 10 gebooie uit my kop uit, vandat ek so groot was, het ek dit geleer, nee. Maar hy sê in Exodus 20 vers 1, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uitgelei het. Waar was jy gewees, voordat jy Jesus gedien het? In Egipte land. Amen. Jy was onder die juk van slawerny, maar Jesus het jou uitgebring uit Egipte land uit. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Okay, nou sê julle vir my, ag ek het nie beeltjies by my huis wat ek aanbid nie. Ag weet julle, ek aanbid nie vreemde gode nie, ek aanbid nie vir so en so, nie. Maar baie keer is daar goed in jou lewe wat wel afgode is, wat die plek inneem van wat God veronderstel is om te hê. Amen. Nou, hy sê hierso, jy mag geen ander gode vir my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Nou sê ons, ag, ek buig nie my knie voor Baal nie. Ek buig nie my knie voor dit en voor dat nie. Maar jy buig jou knie voor jou eie begeertes en jou eie luigheid. Amen. Dankie Johan. Yes. En die tyd wat veronderstel is om aan die Here te behoort, gebruik jy vir goed wat niks belangrik is. Nou, ek het niks daarteen as mense in die gym gaan oefen nie. Dis goed, dis wel. Daar's 'n tyd vir alles. Amen. Daar's 'n tyd vir alles. Ek het niks daarteen as mense lief is vir hulle kinders nie. Daar's 'n tyd vir alles. Maar daardie is skape en beeste en bokkerotte en goed wat in jou tempel insluip in die plek van die hemelse gees in jou lewe. En as jy dit toelaat, dan neem met jou oor. Ek gaan julle gou staaltjie vertel. Ek het hom nou die dag vir Kenny vertel, so Kenny sal hom onthou. Daar's hierdie ou Arabier wat in die woestyn geloop het. En julle weet, in die woestyn is daar wat sand, nee, sand in jou oë, sand in jou mond, oralster sand. En die ou Arabier het in die nag, in die aand het hy sy tent opgeslaan en hy het in sy tent gaan inkruip, sodat hy 'n bietjie rustig kan slaap. Jy weet, want in die woestyn baie daai snap jy teen jou, slat in jou gesig en oralster. En die Arabier het in sy tent ingeklim en sy kop op sy kussing gaan neerlê. En wil jy glo, die kameel praat met hom. Die kameel sê vir ons, ag weet jy, dis nou maar onregverdig. Hier lê jy lekker in die tent. Ek moet hier buitekant die tent lê en ek het al die sand en alles in my oë en ore en my neus en my mond. Laat ek net my kop in die tent sit. Kan ek ook tog slaap. En die Arabier sê, ja, okay, sit maar jou kop in, maar net jou kop, nee. En het het so vir 5 minute goed gegaan. En toe sit nie die kameel se kop nie. Toe kom sy nek in. Hy skuif sy nek so in die tent in. En toe sit die langie, toe skuif hy sy bors so in die tent in. En toe sit die langie, toe sy voorpote in die tent in. En toe sit die langie, toe sy ou pens in die tent in. En toe sit die langie, toe sy agterpote ook in die tent in. En toe sit die langie, toe skop hy met die agterpote van hom die Arabier uit sy tent uit. So is dit. Met wanneer ons toelaat
dat klein dingetjies aangaan en aangaan en aangaan, dan word dit nader aan die kameel wat jou uitskop uit jou eie tent uit. So kan jy niemand kwaadlik neem, jy kan vir niemand kwaad wees nie, dis die besluite wat jy geneem het om vir jou ou kameel te sê, sit maar jou koppie hier op my kussing neer. Jy het geweet wat gaan gebeur. Daai is 'n dier. Nee, dis 'n dier. Hy moet sy plek ken. Nou, okay. Dis net 'n verhaaltjie wat ek vir julle vertel het. So, hy sê, ek gaan terug na Exodus 20 toe. Hy sê, want ek is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders in die 3de en die 4de geslag van die wat my haat, en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Hy sê, ek is 'n jaloerse God. Moet dit nou nie verkeerd verstaan. God is nie jaloers, soos wat man en vrou jaloers is op mekaar. Al wat God wil hê is, as jy gesê, hierdie is God se, dan is dit God se. Dis al wat God sê. Moenie sê, ek behoort nou aan die Here, en dan môre sê, ek behoort nou nie aan die Here nie, ek behoort nou aan myself. God hou nie daarvan nie. Jakobus 1 praat van die dubbelhartige man. Weet julle wat is 'n dubbelhartige man? 'n Dubbelhartige man is 'n man wat sit en hinkepink op twee gedagtes. Vandag dink ons so en môre dink ons weer so. Maak jou mind op of jy die Here gaan dien of nie. Amen. As jy die Here dien die Here met jou hele hart, jou hele siel, al jou kragte, moet niks terughou nie. Mense, weet julle wat? Jy het net vandag om die Here te dien. Amen. Net vandag om die Here te dien. Hy sê in Jakobus 1, so 'n dubbelhartige man moenie dink dat hy iets van God sal ontvang nie. Dubbelhartigheid om te sit en hinkepink op twee gedagtes. Ag, weet jy, nee man, maak jou mind op, dan is die lewe baie eenvoudiger. Sê vir jouself, ek is hier om die Here te dien. Ek is hier om die Here te dien vir die res van my lewe. Elke sekonde van elke dag gaan ek my bes doen om alles vir die Here te gee en te doen. Halleluja. Dan leef jy 'n baie eenvoudige lewe. Dan word jy nie gedwing na twee kante toe nie. Ek trek 'n bietjie hier na die wêreld toe, dan trek ek weer 'n bietjie na die Here toe nie. Dis 'n eenvoudige lewe, want jy het vir die Here jou hele lewe gegee. Nou gaan ons na 1 Konings 18 toe, en ons kry die verhaal van die Baalsprofete, en ek gaan pastoor Jan roep om daai gedeelte vir ons te doen. Wauw, dit is vuur van die Here. Dis al wat ons nodig in die Heilige Gees. Laat hom toe. Laat hy al die kaf uit jou lewe uitbrand. Al die dubbelhartigheid. Sê amen. Nou in 1 Konings 18 vanaf vers 17. Nou hierdie volk is in 'n toestand van droogte as gevolg van die feit dat hulle agter Baals godsdiens aangeloop het. Die wet van die Here oortree. Nou het hulle calamity, daar is droogte. Baie van ons het 'n droogte. Het drama in ons lewe. Weet jy hoekom? Omdat ons dubbelhartig is. Omdat God nie eerste is nie. Ons wil God dien, maar ons wil ook ander dinge doen. Nou, lees ons vanaf vers 17. En toe Agab, dis die koning, vir Elia sien, vra Agab vir hom, is dit jou beroerder van Israel? En Elia antwoord hom, hy sê, ek is nie beroering van Israel. Dis jy koning en jou familie, wat agter Baals afgode aangeloop het, wat al hierdie beroering en hierdie nonsens veroorsaak. Sien, dubbelhartigheid, wil God dien, maar wil Baal dien. En nou is hulle heeltemal Baal, en die kamele het nou heeltemal uit die tent uitgeskop. Nou kom Elia, hy sê, ek sê julle wat ons doen nou koning, roep die hele Israel by mekaar, op die berg Karmel. En daar is die hele Israel daar. En al die Baalse profete, daar's twee soorte, daar's
Net kyk wat is daai se naam. Asaria is 400 en die Balspreek 450. So ons praat van 850 profete van afgodsdiens. Is ook daar en die hele Israel, dis 'n menigte op die berg Karmel. En Elia sê, right, ek is by julle is almal hier. Hy sê, wat hink en pink julle op twee gedagtes? Wil julle God dien of wil julle Baal dien? Maak op julle mind. Hy sê, kom ek sê vir julle wat ons doen. Kry vir ons 2 bulle en hulle bring die 2 bulle. Hy sê vir die 850 Baalsprofete, vat julle nou julle bul en julle gaan hom nou verdeel en op die altaar sit en hom aan die offer vir die Here. En as julle die Here aangeroep het, dan gaan ek dieselfde doen. Hy sê, en die Here, die God, wat met vuur, sê almal vuur, antwoord, hy sal God wees. En toe begin hierdie ouens, hulle die bul verdeel, op die hout gesit, en nou begin hulle God Baal aanroep. En die Bybel sê hulle het van die oggend aangeroep. En hulle het geroep. En die naderhand middag. En toe begin Elia met hulle spot. Hy sê, waar is julle God? Slaap hy dalk? Is hy in gepeins? Het hy dalk gaan visvang? Is hy iewers heen? En toe raak hulle nog ernstiger. En volgens hulle gebruik, het hulle met hulle spies hulle self begin stik en kerwe. En so ernstig was hulle God geroep. En toe dit nou aandraak en had niks gebeur nie, toe sê Elia, okay, gee maar. Toe gaan hy en hy herstel die altaar. Hy neem 12 klippe volgens die stamme van Israel. En hy pak hulle op mekaar. En hy sit die hout boop en hy verdeel die bul en hy sit die vleis boop. En hy vat 'n graaf en 'n groot sloot reg rondom die altaar. En hy sê, bring vir ons 4 kruike water. Vir die eerste keer dan gooi dit boor die vleis, boor die hout, boor die klippe, tot in die sloot. En hy sê, doen dit 3 keer. So baie water, dat nadat die sloot ook vol water was. Hy wil seker maak dat hulle weet, hy het nie per ongeluk 'n skelmvuurtjie hier gestryk om dit aan brand te steek nie. Toe begin hy bid. Toe sê hy, die God van Abraham, Isak en Jakob, die ware God Jehovah, Jesus se Vader. Wie julle ken Jesus. Amen, ons ken hom deur sy woord. As jy sy naam aanroep, sê jy die Here se naam aanroep, antwoord hy dadelik. Sê amen. Jesus sê, wanneer julle staan en bid, glo dat julle reeds ontvang het, en dit is so. Wie glo woorde? Wie hang en pink op 2 gedagtes? Kyk, kom ons kry 1 gedagte, God is 'n werklikheid. Die woord sê wie ek is, wat ek kan doen en wat ek besit. Wie wil dit glo vanmôre? Kom ons hou op in hierdie nuwe jaar veralde om 2 gedagtes om te spreek. Stop om te hang en pink op 2 gedagtes. Glo die Here, glo sy woord. Amen. En toe die naam van die Here aanroep, sommer dadelik, soms sê almal dadelik. Toe antwoord die Here met vuur uit die lug, uit die hemel. En daai vuur was so geweldig van die Here. Dit verteer die vleis, dit verteer die hout, dit verteer tot die klippe. Yes. En al die water wat in die sloot is weg. Toe skrik hierdie ouens, al hierdie menigte. Hulle oë raak net so groot. Die vuur, die ywer van die Here doen dit. Dit bring mense tot bekering, sê amen. Amen. En toe val hulle op hulle knie. Nee. God is God, sê hulle. God is God. Hy sê nee, dis nie nou tyd vir sulke dinge nie. Nou tyd daarvoor nie. Gryp hierdie Baalprofete. En hulle het opgespring en die Baalprofete gegryp. En die Bybel sê hulle het aan sommige geslag en almal doodgemaak. Mense, die vuur van die Here sal al die nonsens in jou lewe uitbrand. Jy sê, ek kan nie verstaan, waarom moet my so gaan nie? Waarom moet my so gaan nie? Dis omdat jy 'n dubbelhartigheid het tussen jou ore. Jy hang en pink op 2 gedagtes. Besluit nou vir hierdie nuwe jaar. Die Here is nommer 1 in my lewe. Sy woord is nommer 1 in my lewe. Sy gemeente is nommer 1 in my lewe. Ons gaan hierdie gemeente ondersteun, want hier word die woord van die Here gepreek soos dit gepreek moet word. Stem julle saam? Wie dink die woord is kosbaar?
Baie dankie, pastoor. Presies, ek nou nie oor nie. Nee, is alles reg. En so kry ons die verhaal van Dawid. En Dawid was maar net 'n skaapherder gewees. En sy vader stuur hom na die gevegsgrond toe en sê, gaan vat vir jou broers brood en ek weet nie wat nog nie, seker maar brood en kaas en heuning of wat. En die Here sê, en sy pa sê vir hom, gaan gee dit vir jou broers. Hier kom Dawid by die gevegsgrond aan, en toe by die gevegsgrond, nou onthou nou wie was Dawid? Wie was Dawid? Hy was net 'n skaapherder, maar wat het Dawid gedoen as hy was 'n goeie skaapherder? Sê 'n goeie skaapherder. Hy was 'n goeie skaapherder. Hy het nie toegelaat dat die leeu en die beer en whatever ongediertes daar is, sy lammetjies gryp en sy skape gryp en verskeer. So wat het Dawid gedoen as 'n leeu kom en hy gryp 'n skaap? Dan hy agter daai leeu aangegaan en hy hom klits. Hy het hom dik geslaan, die leeu, en hy het 'n lammetjie uit daai leeu se bek uitgevat. En hy het geleer dat dit wat reg is reg, en dit wat verkeerd is verkeerd. Amen. So, dis hoe Dawid was. Maar nou moet jy onthou wie Dawid was. Dawid het in die môre as hy wakker word, dan het hy dadelik net een persoon gesien. Onthou nou, hy het skape opgepas, daar was nie mense rondom nie. Hy kon nie gou-gou op sy selfoon gou-gou 'n paar games speel en gou-gou kyk wat gaan aan op Facebook en dit nie. As Dawid in die môre opgestaan het, dan is hy oë opgehef en hy het gesê, loof die Here, o my siel. Loof die Here, o my siel. Kom almal. En alles wat in my is, sy heilige naam. Amen. Dis hoe hy gelewe het. En dan, as dit 11 uur is, en hy vat 'n breek, dan het hy weer gesien, en hy het gesien, hy vat sy skape na die rivier toe. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen by velde. Nou die volgende een. Na waters waar is, lei hy my heen. Na waters waar is, lei hy my heen. En so was Dawid sy hele dag gevul gewees met die gees van God, want hy het net een persoon gehad met wie hy gekontak het, en dit was God. En hier kom hy met die gevegsgrond aan, daar kom ou Goliat met sy stinkasem. Ek dink hy het stinkasem gehad, ek weet dit sou nie in die Bybel nie, maar ek dink hy het stinkasem gehad, want die woorde wat uit sy mond uitgekom het, was stinkwoorde geweest, want hy kom daar uit, en hy daag die slagordes van God uit. En Dawid hoor dit. En Dawid sê vir die manskappe, hy sê, nou die? Wat nou van die? Wat nou van die? En hulle sê, nee, dis Goliat, hy's 'n baasvegter. Hy's 'n baasvegter. Hy's so groot en hy's so sterk, en ons kan hom nie oorwin nie. En Dawid sê, wat? Hy daag die slagordes van God uit. Hy kan nie dit doen nie. En Dawid gooi nog 'n ekstra ding hier aan. Hy sê, hierdie onbesnede Filistyn gooi hy ook nog in. Hy sê, hoe kom dit dat hierdie ou kom en so met die Here se volk en met God se naam spot? En Dawid sê, ek gaan nie die hele storie vertel nie, julle ken die hele storie van Saul wat hom sy klere aangetrek het, klere was te swaar en Dawid het besluit, hy gaan soos wat hy is. Amen. Hy gaan soos wat hy is. Gaan in die naam van die Here. Gaan in die naam van die Here. En Dawid het gegaan en
die Filistyn sê vir hom, Goliat sê vir hom, wat kom jy na my toe met 'n staf en 'n spies? Is ek 'n hond dat jy na my toe kom? Jy sê daar vir hom, ek kom na jou toe in die naam van die Here. Jy sien as 'n groot verskil. Jy kan al die AK-47's hê in die hele wêreld. Jy kan al die Mercedes'e hê wat daar in die land is. Maar as jy nie die krag van God in jou hart het nie, en die koneksie het met God nie, kan jy niks doen nie. En Dawid gaan en hy tel 5 klippies op. En nou gaan ons sing. Toe tel Dawid 5 klippies op, en hy skiet teen die reus se kop. Toe val die reus op sy neus, net een swit, en die reus was dood. En so het Dawid oorwin met die ywer wat in sy hart was. Hy het daardie ziel gehad. In Engels praat ons van ziel. Nou Romeine 12 vers 9 sê, laat jou liefde ongeveins wees. Wees ongeveins. Moenie voor mense so wees en agter mense se rug anders te wees nie. Wees ongeveins. Wees soos wat jy is. Amen. Amen. Verafskuw wat sleg is, wees hartlik teenoor mekaar met broederliefde. Die een moet die ander voorgaan en eer betoon. En nou die volgende, wees nie traag in die ywer nie. Wees vurig van gees en dien die Here. Moenie traag wees in die ywer nie. As die Here vir jou iets vra om iets te doen, moenie jou voete sleep en sê, ja, ek sal maar doen. Wees vurig van gees. As die Here vir jou sê, bid nou vir Sannie, dan bid jy nou dadelik vir Sannie. As die Here vir jou sê, gaan bel nou vir Oosie en sê vir hom, God het hom lief, dan doen jy dit dadelik. Wees vurig van gees en dien die Here. Amen. Halleluja. Wees vurig van gees en dien die Here. Is vir my so lekker as jy dit loof en prys en jy is vurig van gees. Moet ek dit sê, moet ek dit nie sê nie. Dat is iets wat ek verafskiet. En dis mense wat te lui is om die Here te loof en te prys. Amen. Sit in bubblegum kou. Maar ons is besig om die Here te dien. Ons is besig om die God Almagtig sy naam groot te maak. Halleluja, halleluja. Here, hê respek vir die teenwoordigheid van God. The currency of heaven is honesty and integrity. Be earnest in your desire to serve God. But don't think that you can receive God. Moenie dink, jy kan God om die bos lei. En ons sien, Jesus reinig die tempel, Johannes 2. Ek gaan terug daarna toe en ek kom en ek is amper saam. Waartoe is Jesus op pad? Kruis toe. Dankie Karen. Nou, jy besluit, jy gaan vir jou kind sy kamer heeltemal oordoen. Dit gaan jou baie geld kos. Jy gaan 'n nuwe ceiling insit, jy gaan 'n nuwe vloer insit, jy gaan verf, jy gaan nuwe bedde goed koop, jy gaan 'n nuwe bed koop, jy gaan nuwe hangkaste insit, 'n nuwe mat, miskien al die tipe van ding. En jy weet, jy gaan nou die check moet betaal vir al hierdie goed. En dan kom jy in die kamer en jou kind het 'n klomp varke in sy kamer laat inkom. En die varke is besig om die bedde goed te verskeer en hulle mors oralster. En jy weet, dit gaan jou nou so baie geld kos. Die varke het tot aan die mure begin vreet. Nee, hulle het alles verwoes. Nou sal jy nie righteously
en dignity hê. Sal jy nie vies raak en sê, maar my genade, verstaan jy dan nie? Ek gaan nou die prys betaal. Ek gaan nou hierdie duur prys betaal om jou kamer mooi te maak en oor te doen. Hoekom moet jy dit nou bemors? En hoekom moet jy dit nou afbreek? Vir oulaas, verstaan jy nie dat ek gaan nou die cheque betaal om alles vir jou mooi te maak? Dis wat God vir jou gedoen het. Dis wat God vir jou gedoen het. Hy het vir jou die prys betaal, sodat jy 'n wonderlike tempel kan hê. Maak so. Nie die is nie die tempel, die is die tempel. God het vir jou die prys betaal, sodat jy in 'n wonderlike tempel kan woon. Nou, ons liggame is die tempel van die Heilige Gees. Hy sê, Psalm 69 vers 10, heiligheid en onheiligheid kan nie meng nie. Het julle geweet, jy kan nie swart vat en dit meng met wit en sê, dit gaan wit bly. Die swart wat in die wit ingaan, maak dit grys. Nee. So, jy kan nie God se heiligheid met onheiligheid meng nie. Jesaja 56 vers 7 sê, ek sal hulle bring na my heilige berg en ek sal hulle vreugde laat smaak in my huis van gebed. Wat sal hy jou laat smaak? Vreugde. Om die Here te dien, gee vir jou vreugde en blydskap. Hulle brandoffers en hulle slagoffers sal welgevallig wees op my altaar, want my huis sal 'n huis van gebed genoem word. Ons liggame lê ons neer. Ons bring lofsange. Romeine 12 sê, jou liggaam bring jy as 'n heilige, lewendige, welgevalle offer aan God. Nou vers 2 sê, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van jou gemoed. Word nie dieselfde as die wêreld nie. Mense, God hou nie van die wêreld nie. Het julle geweet? Friend of the world, then you are the enemy of God. Die twee goed niks nie. Nee? Hy sê, word nie gelykvormig aan die wêreld nie, maar word verander deur die vernuwing van jou gemoed. Ja, maar almal doen dit. Almal daar buitekant maak dan so. Almal skiet crackers. Almal skiet dan crackers. So hoekom kan ek nie ook 'n bietjie crackers skiet nie? Almal syf dan. Hoekom kan ek nie ook syf? Dis ou ja. Almal skinder dan. So hoekom kan ek nie skinder? Almal Lewenhuis en laatslag. vlug dan. So hoekom kan ek nie bietjie vlug nie? Word nie aan die wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van jou gemoed. Jy moet iets onthou. God het jou eenkant gesit. God het jou eenkant gesit. Jeremia 1 vers 6 sê hy, voordat jy gebore is, het ek jou geheilig. Ek het jou eenkant gesit. Ek het gesê, jy sal my dien. Amen. Halleluja. Nou, ywer is die motivering om energie te doen. Luister mooi wat ek vir jou sê. Ywer is die motivering om energie te doen. Nou die van julle wat die Griekse woorde gedoen het, moenie nou vir my uitskree nie. Watter Griekse woord kom hier ter sprake? Jy kan vir my na die tyd kom sê, moenie uitskree nie. 1 Korintiërs 6, weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, en dat julle nie aan julle self behoort nie. Daai lyf van jou, behoort nie aan jou nie. Sorry, dis nie jou nie, behoort aan Christus. Daai kar wat jy ry, sorry, behoort nie aan jou nie, behoort aan Christus. Die huis waarin jy bly, sorry, behoort nie aan jou nie, behoort aan Christus. Die salaris wat jy verdien, hallo,
Nou praat sy van geld, salaris wat jy verdien, behoort nie aan jou nie, dit behoort aan God. Halleluja. Julle is duur gekoop, verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort het. Ons sing die lied, daarmee sluit ek af, ek gaan dalk nog een skrifgedeelte noem. U is waardig om die boek te neem en sy seël oop te maak, want U het ons met U bloed gekoop en elke stam en nasie, volk en taal. Halleluja, halleluja. Duur gekoop deur Jesus bloed. Halleluja, halleluja. Duur gekoop met Jesus bloed. Hy is duur gekoop. Jesus se bloed. Wees heilig, want God is heilig. Halleluja, halleluja. Kom ons bid. Vader, baie dankie dat ons weet, ons kan nie hinke pink op twee gedagtes nie. Here, want U hou nie van mense wat dubbelhartig is nie. Dankie Here, dat ons 100% kan staat maak op U woord. En ek dank U Vader dat ons het 'n verbond met U Here. En ons verbond sê dat God is met ons. Hy is binne in ons. En dankie Here dat ons hierdie tempels wat ons het gebruik tot eer en verheerliking van U naam. Dankie Here dat ons nie hierdie tempels vuil mors met allerlei wêreldse dinge, Here, maar dat ons sorg dat ons waardig is van die Gees wat binne in ons woon. Halleluja, halleluja. Ek wil hê net daar waar jy sit, net daar waar jy sit, dink aan goeders wat jy aan jou liggaam doen, wat nie goed is vir jou. En ek wil hê jy moet net daar waar jy sit, moet jy besluit neem en jy moet sê, dit hoort nie in die tempel van God nie. Ek gaan die tempel skoon hou. In Jesus naam. Praat van jou gedagtes, praat van jou maniertjies, ek praat van jou stoppertjies, ek praat van al die dinge. Sit dit eenkant. Sit dit weg van jou af. Want God, as hy jaloers God, God laat nie met hom speel nie. En God hou nie van mense wat dubbelhartig is en tweegesig is. Halleluja, halleluja. Dankie Here ons Vader vir U woord. Dankie Here U woord sny. Dit maak skeiding tussen siel en gees, in murg en gebeente, Vader. Dankie Here, U woord maak skoon. U woord gee energie, Vader. En ons dankie Here vir die ywer wat U in ons harte gegee het, Vader. Ons loof en ons prys U. En ons gee al die ere in Jesus naam. Amen. As daar iemand is wat spesifieke gebed nodig het, kan jy net vorentoe kom en ons gaan vir jou bid. Halleluja. Pastoor Jan, wil jy iets sê? Jesus het die tempel skoongemaak, ek noem het sy Vader se huis van gebed. Dat verwys natuurlik na al die werke wat hy gedoen het, maar ons nou is die tempels, die huis van gebed. Gebed beteken dadelik geniet God se teenwoordigheid. Die teenwoordigheid was altyd in 'n gebou gewees in die mees heiligste plek, waar die Here se teenwoordigheid was. Maar die nuwe bedeling na die Heilige Gees uitgestort is, ons die tempels, is sy mees heiligste plek teenwoordigheid in jou gees, my gees, binne in ons. So jy kan jou oë toemaak, stil raak
En onmiddellik is die Heilige Gees se teenwoordigheid die Vader en jy met mekaar verbind. Is dit nie 'n wonderlike gedagte nie? Jy kan daar op enige plek, jy kan skool was, jy kan bestuur, jy kan jou werk doen, jy kan stap na 'n plek toe en onmiddellik is die Here by jou. Hy sal jou nie begewe en nooit verlaat nie. Beoefen sy teenwoordigheid. Sê vir jouself die hele tyd, dankie Vader, U is aan my, U is by my, U is om my, U ontvou my met U liefde. Dankie Vader, ek ervaar nou U teenwoordigheid. En dan deur sy woord ken ons hom al beter en beter. En die Heilige Gees gebruik die woord wie Jesus is en lei ons op die volle waarheid. Hierdie nuwe jaar is my wens vir julle dat julle al hoe meer die tempel tot julle volle reg sal kom as die tempels van die Here. Want wat doen die tempel as 'n priester in en jy's ook 'n priester en 'n koning sodat jy sy lig kan uitskyn, sy lewe kan uitskyn, sy liefde, dis sy liefde vir jou medemens. En dis jou bediening. Hallo julle. Kyk gou dat persoon langs jou en wees so vriendelik as jy kan. Dis jou bediening. Kom ek wil vriendelike gesigte sien, lagende gesigte. Dis jou bediening. Jy het sopas jou bediening uitgeleef. Sê amen.